ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke, deel 168. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. So jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, ek wil weet ek dink spesifiek aan waarom 'n 4de Afrikaanse Bybelvertaling wat so belangrik is vir die tyd wat ons in lewe. Dis 'n moed vir elke Afrikaanse Bybelstudent. Die inligting wat jy daarin het, is ongeëwenaar. Met 'n vol bibliografie agterin, dis 'n A5 boek, so dik, silwerboek. Bestel hom vir jou, kry hom vir u, en ontdek jare se navorsing van voor 1982 is die inligting wat daarin is superieur. Nie omdat ek het geskryf het nie, maar omdat Jaffa die inligting vir my gegee het. 0722 WhatsApp 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jaffashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk of luister, dan is jy verskriklik welkom. Altyd, ons is so bly as daar nuwe mense is. Dit is belangrik, gaan na deel 1 begin voor. Jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Dit is ook baie belangrik dat jy inteken op die kanaal, YouTube kanaal, sodat jy al die kennisgewings kry elke dag van al die boodskappe wat daar is. Halleluja. Ek wil net sê, terwyl ek aan dit dink op die oomblik, baie dankie vir die komplimente oor die boek Henog, waarheid of leuns. Die mense is besig om kontak te maak oor die boek en hulle is in ekstase. So as jy nog nie gekyk het na die boek Henog, waarheid of leuns nie, ek dink jy is besig om uit te mis op 'n klomp inligting. Stuur ook die kontak vir u vriende en die familie en almal wat jy omgee. Dit is lewensveranderend, 'n pen, skryfblok en 'n Bybel 33 of 53 Afrikaanse Bybel, ofwel die Restoration of the Original Sacred Name Bible is 'n moed. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, die roos van Sharon. Ons kan u vanmôre besing in al die titels. Maar u woord sê, u het aan die seun 'n naam gegee bo elke ander naam in die hemel. En sy naam is nie Jesus nie. En sy naam nie is nie Isis nie. Sy naam Jaffa-Shua. Die engel sê vir Miriam, jy moet hom Jaffa-Shua noem. Immanuel, as dit vertaal word, Jaffa, ons Elohim met ons. En ons wil vanmôre sê, Vader Jaffa, baie dankie dat u op 'n bonatuurlike manier vir ons voorsien het om die boodskap te ontvang. En dat u dit op die tafels van ons sielste mense gegraveer het, waar geen mens dit ooit weer sal uithaal nie. Ook die mense wat besig is om hulle kinders in hierdie bonatuurlike geopenbaarde evangelie op te lei, seën hulle. Ek hoor daar is alweer soveel mense, Vader, wat regmaak om geonderdompel te word. Ek wil bid, seën dit in die naam van Jaffa-Shua. Ek wil bid vanmôre se woord, salf dit, seën dit, laat dit lewe in elkeen van ons se sielste mensie, Vader. Word u verheerlik. Ons bid dit as u volk. Die bruid van Jaffa-Shua universeel. En ons sê, halleluja, laat dit so wees. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Mag vanoggend se sessie vir u 'n wonderlike oomblik wees. Ek ervaar so verskriklike salwing in hierdie ateljee en ons gee aan Jaffa al die lof, die eer, die prys en die aanbidding. Halleluja. Ons eer hom vir 'n wonderlike salwing. Weet die Bybel sê gee eer aan die wat eer toekom, en ek wil dan ook vanmôre vir Pastorika, sy is nou nie eers hierso nie, want sy is nie by die kamera nou nie, in haar afwesigheid vir Jaffa al die eer gee
van 'n vrou wat so lief is vir die koninkryk van Jaffa en die tyd wat sy insit met die blomme en voorbereiding en alles wat sy doen. En ek het 'n juweel. Ek eer Jaffa vanmôre. Ja, u vrou kan dalk nou nie blomme doen en al die goed nie, maar dit het ook 'n juweel. Kom ons gee eer vanmôre waar eer toe kom. En ek wil selfs vir die vrouens sê, kom ons gee aan ons mans eer. Weet jy wat, so bou ons ook aan die koninkryk van Jaffa in ons huwelike, wat so belangrik is, want die aanslag van die Satan is teen die koninkryk van Jaffa en teen die huwelike. Ons kyk na Spreuke hoofstuk 13, Spreuke hoofstuk 13, hy sê vanmôre vir ons in vers 9, ek wil net gisteroggend se gedeelte, net die laaste gedeelte, Spreuke 13 vers 8, hy sê die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom. Die losprys vir 'n man, hy sê die losprys vir die lewe van 'n man is sy rykdom. Maar die arme hoor geen dreigement nie. Hoekom? Want ons niks waaroor ons kan dreig nie. Ons skatte is nie op die aarde nie. Ons skatte is in die hemel. En weet jy wat? Al het ons goed op die aarde, wat ons voorgewerk het, wat ons bymekaar gemaak het, dis tydelik. Ek vat nie een van daai goed saam met my as ek uitlewe nie. Niks. Hy sê in vers 9, die lig van die regverdige brand vrolik. Die regverdiges. Ons is die geseëndes, die gesalfdes, die gunsgenote. Ons is die regverdiges. Halleluja. Hoekom? Ons wandel in die geregtigheid van Vader Jaffa en Jafashua. Ons volg in die spore van geregtigheid. Die lig van die regverdige. Is u vanmôre regverdige? Natuurlik. Hoekom sal ons underrate? Verstaan jy wat ek wil sê by underrate? Ons onder die lyn sny. Nee. Ons is bruid van Jafashua. Ons is Jafiste. Hy het ons by die naam kom roep. Hy het vir ons hierdie evangelie op 'n bonatuurlike manier gegee. Vir my wat dit glad nie eens wou gehad het nie. Ek het dit verfoei. Ek het dit weggestoot vir my, wou niks gehad het nie. Hoe stupid kan 'n ou wees? Kan jy dit glo? Maar die oomblik toe ons dit embrace, die oomblik toe ons besef wat ons het, ai. Daar's 'n Engelse gesegde wat 'n woord wat sê, now I cherish it. Ek hou toe. Dis vir my kosbaar. Dis vir my bo natuurlik kosbaar. Die woord. Wat 'n voorreg. Dat ek en u vanmôre as regverdiges nie uit ons werke uit nie, maar uit die genade van Jafashua. Uit sy genade, bo natuurlike genade bloed vanmôre, kan sê ons is geregverdig. Waarvan? Van al my sonde. Van alles wat skeiding gemaak het tussen my en Vader Jaffa en Jafashua. Halleluja. Deur sy genade bloed. Die lig van die regverdige brand vrolik. So ek wil sê vir jou 'n parafin lig. Wat het hy nodig om te brand? 'n parafin lig. Hy het parafin nodig. As jy diesel in daai ding sit, dan ontplof hy. Hy werk met parafin. En vanmôre is ons die lig. Die lig van die regverdige brand vrolik. Wat laat ons lig brand vanmôre? Wat sê u? Die genadebloed van Jafashua. Ek sê dit altyd, ons is die lig van die aarde, want die woord so sê. Hy sê, waarmee gaan die aarde belig word as ons lampe doodgegaan het? Of ons liggies het vervlou? Ons het nodig vanmôre om seker te maak dat ons houers, ons reservoirs, is vol van die roog en die genadebloed
van Jahweh, sodat ons ligte kan uitskyn in 'n wêreld. En dit is wat belangrik is. Is nie om vir onsself 'n koninkrykie te bou nie. Gaan nie oor dit nie. Ons kan vir onsself niks doen nie. Ons koninkryk is in die hemel by Jahweh. Wanneer ons gaan uitlewe, het sy deur hartaanval of 'n karongeluk of wat jy dit wil noem. Of die verbond word geteken en 1230 dae later word hy verbreek en dan gaan ons huis toe. Gaan ons verander word, 1 Korinte 15 vers 27 tot 58. Verander. Hy het 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam, Jahweh tegemoet in die lig. Maar weet jy wat, om dit te kan doen, het ons iets nodig. Wat het ons nodig? Ons het nodig dat ons lig moet brand buitekant toe. En die feit, wanneer ons lig brand, wat trek 'n mot in die donker? Wat trek 'n mot? Jy sal nooit 'n mot sien na 'n vuur toe gaan nie. Hoekom? Want hy ervaar daai hitte. Hy ervaar die gevaar. Hy ervaar die gevaar. Sy vlekkies verbrand as hy net aangevlieg kom na die hitte toe. Maar as daar 'n lamp is wat brand, wat trek daai mot? Die lig. Wat trek 'n sondaar vanmôre? Ek en jy. Dis waar is ons in die koninkryksplan van Jahweh? Waar staan ons vanmôre in dit wat Jahweh vir ons bepaal het? Hoe lank is ons gered? In die bonatuurlike geopenbaarde woord. En wat het ons beteken vir die koninkryk van Jahweh tot nou toe? Dink u nie, het dit tyd geword dat ons bietjie radikaal moet raak in ons denkwyse en in ons geestelike optrede nie? Ons kan nie net so aankarring en aankarring en aankarring nie. Opgewonde wees. Toe ons met hierdie opname begin, sê ek vir Pastorika, na ons klaar gebid het, want ons bid voor ons begin opnames doen, sê ek is so opgewonde oor dit wat Jahweh gaan bereik met hierdie woord in hierdie weekse reeks. Opgewonde. Hoekom? Want ek het my voorbereiding gedoen. Ek het gesien die woord wat hier so is dinamies. Is powerful. Het is nie net sommer om tyd vol te maak en nee. Daar's mense daar buitekant wat nie kan wag in die oggende dat hierdie woord uitgesaai word nie. En dis hoekom ons heel beste probeer om dit op tyd uit te kry. En ek wil vir broer David baie dankie sê vir dit wat hy doen om hierdie woord op tyd uitgesaai te kry. Ek preek die woord en ek en Pastorika doen die nodige dinge om die ateljee in die ateljee. Maar as dit klaar gepreek is, dan sê by broer David, hy moet dit redigeer en hy moet goed insny en hy moet dis redigering en hy moet dit geplaas kry op tyd. Hoekom? Want daar's mense, dis 'n lewensbehoud vir baie mense. Wat? Die woord. Nou, soos wat ons als doen om dit op tyd uit te kry en reg te kry, het u weer 'n verantwoordelikheid om dit wat u nou vanoggend ontvang het, uit te dra buitekant toe. In die dag, in jou besigheid, in jou familie, in jou huis, by jou skool, by die bure, by hulle wat ons ontmoet vandag. Ons het elke een 'n verantwoordelikheid. Soos elkeen 'n deeltjie van die legkaart. En ons het nodig om dit te laat funksioneer. Die lig van die regverdige brand vrolik, daar's 'n blydskap. Weet jy wat? Daar's 'n koortjie wat ons gesing het vroeëre jare. It's a joy unspeakable and is full of glory. It's a joy unspeakable. Skus. Ja. Ek sien dit is winter, né? Hy is hierso. Dis hoekom ons die dikker jasse begin aantrek.
Maar dit is nodig dat die somer weer kan kom. Ek is maar 'n somerbaba, alhoewel ek in die winter gebore is, ek is maar 'n ou vir die somer. Maar die een seisoen kan nie kom as die vorige seisoen nie daar was nie. En ek dank Jaffa, en hier lei nou weer die woord toe, skoon in 'n ander rigting. Ek dank hom vir die seisoene ook in die bediening. Halleluja. Een nuus verander die hele scenario van ons studie. Ek dank Jaffa vir die seisoen waarin ons kan uitreik na verlore sondaars toe daar buitekant. Ek dank Jaffa vir die seisoen waar ons in die bediening van Jaffa kan belê. Ek dank Jaffa vir die seisoen van genesing. Alles gaan nie net oor die uiterlike nie. Dit gaan vanmôre ook oor die genesing van die innerlike. En weet jy wat? Hierdie dag kan die begin wees van 'n nuwe seisoen vir u en vir my. Kom ons hou ons oë op die horison, gefestig op Jaffa, die volëinder van ons geloof. En ons sê, Jaffa, gebruik ons in hierdie seisoen om die beste te wees wat ons moontlik kan wees. Tot môreoggend as dit Vader se wil is. Maranatha. Jaffa kom weer. Halleluja.